Goeiedag en baie welkom weer by jou spesiale bederf. Vandag nommer 94. En vandag gaan ons verder gesels oor daardie kom en nie flippin kasie probleem. Want hoe meer ons dit bemeester, hoe meer begin ons om mekaar raak te hoor en hoe minder en kleiner word die misverstande. So hier is weer so 15 praktiese riglyne hoe om mekaar raak en beter te kan hoor. Kry eensstemmigheid oor wat die probleem is. Gee dit 'n naam en hanteer net die een probleem op 'n slag. As daar nie duidelikheid is nie, word die gesprek 'n rof stoei kry waar daar geen reëls geld nie. Wees heeltemal teenwoordig wanneer iemand praat. Sit jou foon weg, die TV af en maak seker daar is geen ander afleidings nie. Volle aandag sê, jy is vir my belangrik. Luister sonder om klaar te besluit. Moenie reeds jou antwoord en teenargumente bou terwyl die ander persoon nog praat nie. Luister om te hoor en te verstaan. Oop ore bring nuwe insig. Erken emosies voordat jy logika inbring. Probeer verstaan hoe die ander een voel. Plaas jouself in hulle skoene. 'n Hart wil eers gehoor word, dan verstaan word. Gevoel kom voor oplossing. Moenie praat om stilte te vul of as jy ongemaklik voel as gevolg van trane nie. Erken die ander se emosie en moenie dit wil wegpraat nie. Wees net daar en probeer die hart agter die trane hoor. Wees baie versigtig met hoe jy kyk. Jou oë is die spieëls van jou hart. Jou gesig praat selfs wanneer jou mond stil is. Sagte oë maak veilige ruimte. Gee meer erkenning vir dit wat reg gedoen word, as om te bly hamer op die verkeerde. Klein waardering bou groot nabyheid. Mense blom waar hulle raak gesien word. Wees bereid om eers te sag te wees. Dit gaan nie oor wen of verloor nie. Dit gaan wel daaroor om saam 'n oplossing vir 'n probleem te vind. Sagtheid bring sagtheid terug. Moenie oorhaastige aannames maak nie. Soek die feite en hoor die hart. Meeste van die tyd is dit wat jy dink jy hoor, nie altyd wat gesê is nie. Toets en vra uit. Moenie vashou aan dit wat jy dink gesê is nie. Wees versigtig en let op wanneer 'n gesprek koers verloor. Handel die een saak af voordat daar 'n nuwe saak op die tafel gesit word. Kry 'n gesamentlike oplossing vir die saak of probleem. Leer en besluit saam hoe julle hierdie saak of probleem beter in die toekoms gaan hanteer. Sluit die gesprek positief af. Sê vir mekaar dankie vir die openheid en eerlikheid en herinner die ander party daaraan dat hulle vir jou belangriker is as die saak. Vra jouself af, wat moet ek doen om te keer dat die situasie homself herhaal? Gesels sonder 'n nuwe manier van doen is cheap talk wat later lei tot no talk. Alias stilstype. En die laaste een, herbevestig jou kommitment vir jou maat met 'n opregte dankie, 'n briefie, 'n blom of enige manier wat hulle sal waardeer. Dit is die vinnigste manier hoe dik lig in sonskyn daar weer verander. En weer 'n onthou altyd, probleme verdwyn nie net sommer nie.
Hulle gaan lê in gister se geraamtekas en kry kleintjies daar. Hanteer dit en handel dit af. Gaan leef lig. Mag jy ervaar hoe die Heilige Gees jou hart kom sag maak, jou ore kom oopmaak en jou oë laat sien wat hy wil hê jy moet sien. Mag die Here jou en jou pasmaat ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.